Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 19 April, die kragtigste wapen. Alvorens ons kyk waarom die Bybel so waardevol is en hoe om op ons eie dieper in die woord te delf, moet mens eers die volgende besef. Een van die duiwel se grootste aanvalle op jou as gelowige, met die verrykendste gevolge vir jou geloofslewe, is om te verhoed dat jy tyd saam met die Here in sy woord deurbring. Sy mees suksesvolle strategie is die inspann van geldsake, lusteloosheid of apatie, moegheid of twyfel om mense weg te hou van die Bybel af. Hy weet al te goed dat Bybelstudie en stilte tyd ons innerlik verkoop en uiterlik woema gee. Dit is geensins verbasend dat Satan alles in sy vermoë doen om hierdie dinge te verhoed nie. Let op Ellen G. White se vermaning in The Great Controversy, bladsy 593. Satan span elke denkbare middel in om te verhoed dat die gelowige kennis van die Bybel verkry, want die eenvoudigste dinge wat mens daarin lees, ontmasker sy, die Satan, se strikke. Ellen G. White, The Great Controversy, bladsy 593. Satan weet dat God se kragtige woord hom stroop van alle mag wat hy oor ons het. Die duiwel weet dat Bybelstudie en gebed die kragtigste wapens is wat die mensdom teen hom kan gebruik. Efesiërs 6 vers 11 sê vir ons: Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Verse 17 en 18 sê ook: En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hebreërs 4 vers 12 sê ook: Want die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van die siel en die gees, en van gewrigte en murg, en as 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Hebreërs 4 vers 12. Gevolglik doen hy alles in sy vermoë om te keer dat ons bidend lees. Hy weet dat die woord van God kragtig is, woorde wat nie net hierdie wêreld in die lewe geroep het nie. Psalm 33 vers 6 sê vir ons: Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Maar wat ook mense uit die dood kan laat opstaan. Johannes 11 vers 41 tot 44 lees: Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het, en ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep: Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan. Johannes 11 vers 41 tot 44. Bybelstudie kan ons ook dan die krag gee om versoekings te weerstaan. Matteus 4 vers 1 tot 11 lees: Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom: As U die Seun van God is, werp U self af, want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien U voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom: Daar is ook geskrywe: Jy mag nie die Here jou God versoek nie.
Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom: "Al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Matteus 4 vers 1 tot 11. So, Satan weerhou gelowiges van die Bybel. Nie net het dit 'n uitwerking op ons verhouding met God nie, maar ook op ons verhouding met mekaar. Ons huwelike loop deur. Man en vrou verkeer op gespanne voet met mekaar. Ons skree op die kinders. Ons het geen geduld met vriende en kollegas nie. Die lewe blyk 'n doller gejaag as voorheen te wees. Ons voel oorspanne en oorlaai, met geen uitlaatklep in sig nie. Boonop is dit geensins verrassend dat ons dikwels nie lank genoeg stil staan om te besef wat aangaan nie. Ons meen verkeerdelik dat ons na aan die Here is. In werklikheid het die dae en weke sonder enige Bybelstudie en gebed verbygegaan, met die gevolg dat ons by die dag al swakker raak. Let op die deursnee gelowige se verhouding met die Here. Ons is geneig om wiplank te ry, om wisselvallig in ons toegeneentheid te wees. In teenstelling daarmee is die Here so heerlik bestendig, soos ons in Klaagliedere 3 vers 22 en 23 lees. Wat skemer in hierdie verse deur? Hoe vergelyk dit met die aard en wese van die mens? Klaagliedere 3 vers 22 en 23 lees: Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Klaagliedere 3 vers 22 en 23. Voor Lucifer se val was hy 'n gerub in die hemelse troonkamer, soos gelees in Esegiel 28 vers 14 tot 17. Daar het hy God se woorde direk gehoor. Die ongelooflike mag wat dit ingehou het en steeds inhou, met die wyse was hy vertroud. Tog haat hy nou die einste waarheid wat hy eens op 'n tyd aangehoor het. Dit maak dus sin waarom ons denke afgestomp raak en waarom ons harte troebel raak, wanneer ons besluit om nie God se woord daagliks te leer, te hoor of in ons daaglikse handel en wandel daarin uiting te gee nie. Hoe entoesiasties of onbestendig is jou benadering tot stiltetyd? Wat leer jy uit jou antwoord? Is daar veranderings wat jy kan maak indien nodig?